Geliefdes, kom ons word stil voor die Here. Luister na my Jakob en Israel wat ek geroep het. Dit is ek. Ek is die eerste, ook is ek die laaste. Geliefde gemeente, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Kom ons antwoord op die groet van die Here vanoggend deur gesang 192 saam te sing. Dit is een van ons lydensliedere. Ons is in die lydenstyd waarin ons spesifiek nadink oor die betekenis van die Here Jesus se lyding hier op aarde en hoe dit ook in ons lewens 'n invloed het. Ons gaan saam sing vanmôre vers 1, 2 en vers 4 van gesang 192 vers 4. Heer, in liefde wek u liefde. U kom met ons voorbegin. U laat groei in ons die visie van 'n nuwe lewenssin. U skenk nuwe inspirasie om te bid, te volg, te dien. Middelpunt van ons verlange. U het rus aan ons voorsien. Vers 1, vers 2 en vers 4. Ons sing dit staande. Jezus met ons
Geliefdes, na die wet van die Here bely ons skuld voor hom deur Psalm 130, die tweede beruimingse woorde, die eerste vers saam te sing. Psalm 130 vers 1 van die tweede beruiming. Ons gaan net so bly sit wanneer ons ook ons skuld voor die Here bely. Ons luister vanmôre na die wet van die Here, soos wat hy dit vir ons in Matteus 22 in die woorde van die Here Jesus saamgevat het. En waarin die Here ons ook deur hierdie samevatting van die wet oproep tot 'n roepingsbewuste lewe. Roepingsbewuste lewe gaan daaroor dat 'n mens ingestel is om die Here in alles wat jy doen en alles wat jy dink en alles wat jy sê bo alles lief te hê. En dit sluit in dat jy jou naaste sal lief hê soos jouself. Matteus 22 van vers 34. En toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Geliefdes, die lydenstyd herinner ons dat die Here Jesus ten spyte van sy benoudheid, ten spyte van sy doodsangs, tot die dood toe getrou gebly het aan die roeping wat hy gehad het en die sending wat hy gehad het toe hy hier na die aarde gekom het. Daardie roeping om ons van die dood en van die toorn van God te verlos. En daarom kan ons met vrymoedigheid ook ons skuld voor die Here bely, want sy roepingsbewustheid en sy roepingsgetrouheid maak die woorde van Psalm 32 vers 5 vir ons waar. My sonde het ek U bekend gemaak en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely en U het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Wie egter in sy sondes volhard en die genade van die Here verwerp, sal in die oordeelsdag saam met Satan en sy engele in die poel van swaal en vuur gewerp word. Geliefdes, kom ons bely ons geloof in die drie-enige God, saam met die kerk deur alle eeue. En ons doen dit aan die hand van die geloofsbelijdenis van Nicea, wat u soos volg in die hart saamspreek. Kom ons staan. Ek glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. En ek glo in een Here, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle eeue, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, gebore, nie gemaak nie, van dieselfde wese met die Vader, deur wie alle dinge gemaak is, wat terwille van ons, mense en ons saligheid, neergekom het uit die hemel en vlees geword het deur die Heilige Gees,
uit die maagd Maria en 'n mens geword het. Ook vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die 3de dag opgestaan het volgens die skrifte, en opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van die Vader, en wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die lewende en die dode, wie se ryk geen einde sal hê nie. En ek glo in die Heilige Gees, wat Here is en wat lewend maak, wat van die Vader en van die Seun uitgaan, en wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word, wat gespreek het deur die profete. En ek glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ek bely een doop tot vergifnis van sondes, en ek verwag die opstanding van die dode en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. U kan sit. Geliefdes, ek kan die woord van die Here oopmaak saam met my by Lukas hoofstuk 22. Lukas 22, ons gaan vanaf vers 39 tot 46 saam lees. Voordat ons saam lees, kom ons bid. Here ons God, ons dankie dat ons vanmôre hier in U heilige teenwoordigheid mag wees. Die bewus van wie U is, U wat die Almagtige is, U wat op die troon sit, U wat regeer, U wat in U Seun Jesus Christus die dood oorwin het, U wat deur die kragtige werking van die Heilige Gees nuwe lewe uit die dood in ons lewens bewerk. Die drie enige, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons buig voor U in aanbidding en ons wil vanmôre aan U die lof en die eer gee, want Vader, op hierdie dag dink ons in die besonder terug aan U voorsienigheid. Hoe dat U in die verloop van die geskiedenis dinge op bepaalde tye, op bepaalde maniere laat gebeur het, sodat U wil en U raadsplan volvoer kan word. Dankie dat ons vanmôre in die besonder kan dink hoe dat U ook die tye laat meewerk het, sodat Christus in die volheid van die tyd na hierdie wêreld gekom het, om presies op die regte tyd, op daardie oomblik toe die tyd gereed was en die geskiedenis gereed was en die wêreld ontvanklik was vir die boodskap van die verlossing, dat hy toe sy lewe kom gee het en dit kom doen het vir mense soos ons. En van daardie oomblik af, Here, en eintlik al lank voor dit, as ons in gedagte hou hoe dat U die geskiedenis laat meewerk het sodat die verlosser kon kom, weet ons as U kinders en bely ons dit ook in ons belydenisskrifte dat U die God is wat voorsien, dat U beskik, dat U die geskiedenis bestuur sodat U doel en U raadsplan daarmee bereik kan word. En daarom staan ons ook vandag op die 6de April stil by hierdie besondere geleentheid om terug te dink aan hoe U ook in ons volk se geskiedenis voorsien het, in hierdie land se geskiedenis voorsien het, sodat die evangelie op die 6de April 1652 hier geland het. Want omdat U ons genadig was, kan ons vandag hier byeen wees en aan U die eer gee daarvoor. En waar ons dan ook uit die woord uit gelees het en hierdie woord vir ons in die prediking toegepas gaan word, bid ons dat U deur U Gees ook die betekenis van U voorsienigheid en van roepingsbewustheid vir ons opnuut sal bevestig
deur die prediking van die woord. Verberg die prediker agter die kruis in die naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons lees uit die Here se woord uit saam, Matteus 22 van vers 39 af. En hy het vertrek en volgens gewoonte na die Olyfberg gegaan. En ook sy disippels het hom gevolg. En toe hy op die plek kom, sê hy vir hulle, bid dat julle nie in versoeking kom nie. En hy het hom van hulle afgesonder, omtrent so ver as wat 'n mens met 'n klip kan gooi, en neergekniel en gebid. En gesê, Vader, as u tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. En 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. En toe hy in 'n sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Toe staan hy van die gebed op en kom by sy disippels en vind hulle aan die slaap van droefheid. En hy sê vir hulle, wat slaap julle? Staan op en bid, dat julle nie in die versoeking kom nie. Geliefdes, by die prediking vanmôre gaan ons spesifiek stil staan by hierdie woorde van die Here Jesus in vers 42, waar hy bid dat die beker by hom moet verbygaan, en dan sê, laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. So die woord roeping verwys in kerklike kringe oor die algemeen na die feit dat gelowiges deur God geroep word of deur God afgesonder word vir 'n baie spesifieke taak. Maar wat min van ons weet is dat die woord roeping nie altyd gebruik is soos wat ons hom vandag in die kerk gebruik nie. As ons praat van roeping, dan is ons redelik oor die algemeen seker daarvan dat elke gelowige geroep word deur die Here. Maar daar was 'n lang tyd in die kerk se geskiedenis dat hierdie woord baie spesifiek net van toepassing gemaak is op geestelike werkers. Daar is vir lank geglo dat net geestelike werkers deur God geroep word. Met ander woorde, mense soos dominees of amptdraers in die kerk of amptenare wat by die kerk werk, hulle is as God se geroepenes beskou. In 'n artikel oor Christelike roeping verduidelik die Amerikaanse teoloog William Buchenstein hoe die hervormers die kerk se verstaan van roeping verander het. Dit was sedert die hervorming dat daar anders oor roeping begin dink is in die kerk. En dit was veral Johannes Calvin wat hierin die voortou geneem het. Volgens Calvin is elke Christen 'n geestelike werker, omdat alles wat ons doen voortvloei uit 'n hart wat geprogrammeer is om godsdienstig te wees. En daarom is elke Christen 'n geestelike werker. Tweedens het Calvin geleer dat die evangelie ook ons hele lewe in beslag neem. As Jesus Christus die mens red, dan red hy die mens volledig. Hy red nie net jou siel nie. Hy reinig jou gedagtes, hy vernuwe jou hart, en dan sê Calvin, hy aktiveer jou hande, sodat jy vir God wil werk. Derdens het hy ons geleer dat werk ten diepste goed en deel van God se skepingsorde is. Omdat God werk en omdat ons beelddraers van God is ons ten diepste besig om God se beeld te vertoon wanneer ons ook werk soos wat hy werk, wanneer ons besig is op dieselfde manier as waarop hy besig is. As ons dus praat van die Christense roeping, dan is dit belangrik dat ons sal verstaan dat dit nie soos 'n ligskakelaar is wat jy kan aanskakel en afskakel soos wat jy lus kry nie. Jy is nie partykeer geroep en in party omstandighede geroep om vir die Here te werk en ander kere nie. Roeping is ook nie iets waaraan 'n mens selektief gehoorsaam kan wees en sê, op hierdie plek dink ek en op hierdie tydstip voel ek om my roeping uit te leef nie.
Laastens is dit ook nie iets wat ons net op sekere aspekte van ons lewens kan toepas nie. Ons kan byvoorbeeld nie redeneer, ja, daar waar ek in my amptswerk staan, of daar waar ek op die sistersaksie dien by die kerk, daar roep die Here my, maar wanneer ons boer, of wanneer ons besig is om iemand se boeke te doen, of wanneer ek in my huwelik leef, dan is ek nie geroepe nie. Daar's geen plek en geen tyd in hierdie lewe waarin ons nie geroep word as gelowiges nie. En daarom staan ons vanoggend stil by die tema afhanklike roepingsbewustheid ten spyte van die omstandighede. Ons gaan eers kyk hoe Christus sy roeping uitgeleef het en hoe Christus aan sy roeping gehoorsaam was. Dan gaan ons sien hoe dat hierdie roepingsbewustheid van hom ook neerslag gevind het in sy volgelinge. In die volksplanters, Jan van Riebeeck wat hier na die Kaap gekom het, en uiteindelik ook hoe dit in ons lewens na vore behoort te kom. Nou geliefdes, as daar al ooit iemand op aarde was wat werklik roepingsbewustheid verstaan het, dan was dit die Here Jesus. In Johannes 17 vers 4 bid hy byvoorbeeld hierdie woorde in sy hoëpriesterlike gebed, en dan sê hy praat met die Vader en hy sê, ek het u verheerlik op aarde, die werk wat u my gegee het ek gedoen. En toe hy later voor Pilatus verskyn en die by hom wou weet of hy 'n koning is, het hy Pilatus geantwoord met hierdie woorde, hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek in die wêreld gekom om vir die waarheid te getuig. En hier kan ons agterkom, broers en susters, die Here Jesus het nie sommer net na die aarde toe gekom omdat dit vir hom lekker was nie. Omdat hy lus was om net 'n bietjie uit te vind hoe moet dit wees om op die aarde as 'n mens te leef nie. Hy was met 'n baie spesifieke sending op aarde. Hy is hiernatoe gestuur deur die Vader om die werk wat die Vader hom gegee het te kom doen en om van die waarheid te getuig. Die waarheid dat hy gekom het om vir die sondes van die wêreld te betaal. Die Here Jesus was dus baie bewus daarvan gewees dat sy roeping sy hele lewe beslaan het. Hy het byvoorbeeld nie net hierdie roeping van hom uitgeleef wanneer hy by die tempel was, of wanneer hy in die sinagoge die geleentheid gehad het om te preek nie, of wanneer hy met sy disippels in afsondering gegaan het en hulle kon leer nie. Hy het dit ook nie net uitgeleef by daardie geleenthede waar hy dalk siekes gesond gemaak het of dooies lewend gemaak het nie. Hy was elke oomblik van elke dag toegewy aan sy lewenstaak en aan die roeping wat die Vader hom opgelê het. En alles wat hy gedoen het en oral waar hy opgetree het, was hy gehoorsaam aan sy roeping totdat hy uiteindelik triomfantlik aan die kruis kon uitroep: dit is volbring. Met daardie woorde het hy bevestig: ek het gedoen wat ek gekom het om te doen. Ek het my roeping volvoer. Dat die Here Jesus alles wat hy gedoen het en elke besluit wat hy geneem het aan sy roeping gemeet het, kom ook vir ons baie duidelik na vore in die gedeelte wat ons vanoggend saam gelees het. Nou die meeste van ons is baie bekend met hierdie gedeelte, ons lees dit gereeld, veral in die lydenstyd. Dis die aand voordat die Here Jesus gekruisig sou word. Ons lees dat hy saam met sy disippels na die Olyfberg vertrek het. Nou sal jy sien dat Lukas noem nie die tuin van Getsemane in die gedeelte nie, maar die opskrif sê Jesus in Getsemane, want dit beskryf dieselfde gebeurtenis. Die tuin van Getsemane was teen die hange van die Olyfberg gewees. En dan weet ons ook uit die ander evangeliebeskrywings uit dat die Here Jesus daar in die tuin van Getsemane nie net gaan bid het nie, hy was baie benoud gewees oor dit wat vir hom voorgelê het. Ons lees byvoorbeeld in Matteus 26 vers 38 dat hy teenoor sy disippels erken het en vir hulle gesê het dat sy siel tot die dood toe bedroef was. Hy was so beangs gewees dat sy sweet soos bloeddruppels geword het. Want hy beleef in daardie oomblikke wat elke een van ons moes beleef.
as ons vir ons eie sondes moes betaal, want hy staan gereed om die straf vir ons sondes op hom te neem. En as jy sonder Christus is, broers en susters, dan is daardie benoudheid ook die benoudheid wat vir jou voorlê as jy sonder Christus sterf. Dit is wat hy beleef. En in sy benoudheid gaan hy dan na die Vader en hy bid hierdie gebed van vers 42. Vader, as U tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. Wanneer 'n mens hierdie gebed lees, dan word jy om 'n paar redes aan die hart gegryp. Die Here Jesus beleef sy donkerste uur. Sy lyding is intens en ons moet nie dink dit was minder intens vir hom omdat hy ook God was nie. Hy was volledig mens soos ek en jy. Hy beleef wat ons sou beleef het as ons in sy skoene gestaan het. Hy weet wat vir hom voorlê en hy sidder, want hy weet dat die toorn van die almagtige God oor hom gaan kom. En wat doen hy? In hierdie oomblikke stel hy nie sy behoeftes, sy gemak of sy gerief eerste nie. Mens mag redeneer en sê, ja, maar hy gaan met sy behoefte na die Vader toe. Hy bid, Vader, as dit U wil is, laat hierdie beker, die lydensbeker by my verbygaan. Maar hoe weet ons, hy stel nie sy behoeftes eerste nie? Want hy weet ook dat die antwoord op hierdie versoek nie in sy hande lê nie en nie volgens sy wense is nie. Die Vader sal daaroor besluit. Die wil van die Vader, dit wat in die ewigheid bepaal is, sy goddelike roeping, is vir hom belangriker as sy persoonlike behoeftes en daarom bid hy nogtans. Ek vra hierdie dinge, Vader, ek vra dit as 'n mens want dit is vir my verskriklik, maar nogtans bid ek dat U nie vir my moet gee net dit wat ek wil hê nie, maar dat U moet laat gebeur wat U wil hê moet gebeur. U wil moet geskied. Ten spyte van sy omstandighede, bly hy getrou aan die taak waarvoor hy geroep is. Hy leef dit uit. Hy verklaar hom bereid om hom aan die Vader se wil te onderwerp. En dan lees ons ook in vers 41, voordat hy bid, wat doen hy? Ons lees dat hy neergekniel het om te bid. En van die ander evangeliebeskrywings lees ons dat hy op sy aangesig geval het toe hy hierdie gebed gebid het. Nou, dit was nie die normale gebedsposisie nie. Die Jode het meestal gestaan wanneer hulle gebid het. Hulle het ook soms gekniel en baie keer op hulle aangesig neergekniel of op die grond gelê. Maar dit was gewoonlik in omstandighede gewees waarin hulle groot benoudheid beleef het en in 'n groot mate hulle afhanklikheid van God wou ook deur hulle liggaamshouding wou bely. Jy onthou toe Dawid gebid het vir die kind wat hy by Batseba gehad het, wat baie siek was, toe het hy ook op sy aangesig voor die Here gelê en gebid dat die Here die kind se lewe moet spaar. So deur te kniel, erken die Here dat sy roeping op hierdie tydstip van sy lewe nie vir hom maklik is nie. Die Here Jesus erken dat om jou roeping uit te leef, om gehoorsaam te wees aan die roepstem van die Vader en die taak wat die Vader jou oplê, regtig soms so swaar is dat jy op die grond neerval en in afhanklikheid jouself voor hom uitstort en sê, Vader, as U nie vir my die krag gee nie, gaan ek hiermee kan voortgaan nie. Hy het nodig om deur die Gees van God versterk te word, om sy roeping te bly uitvoer, bely hy sy afhanklikheid en God versterk hom vir die taak wat vir hom voorlê. Al neem hy nie die lydensbeker van hom weg nie. Geliefdes, omdat die Here Jesus end uit en ten spyte van sy omstandighede in afhanklikheid van die Vader aan sy roeping gehoorsaam was, is ons vandag kinders van die Here. Omdat hy sy taak voltooi het, is sy Gees ook in ons uitgestort. Ons het nie net saam met hom gesterf nie, maar ons het ook saam met hom uit die dood uit opgestaan tot 'n nuwe lewe. 'n Lewe waarin ons geroep word om in afhanklikheid van God ons roeping op aarde ook getrou uit te leef. Vandag is die 6de April.
Dis 'n belangrike dag in ons volk se geskiedenis, want dit is die dag waarop die volksplanting aan die Kaap plaasgevind het, toe Jan van Riebeeck en sy geselskap met 3 skepe aan die Kaap de Goede Hoop opgedaag het. Hulle is nie hierheen gestuur gewees om 'n kerk te kom begin nie. Hulle was nie hierheen gestuur om 'n sendingstasie te bou of om welsynswerk onder die swart volke van Afrika te kom doen nie. Met ander woorde, hulle opdrag was nie noodwendig 'n geestelike opdrag gewees nie. Hulle taak was om 'n halfwegstasie aan die suidpunt van Afrika op te rig, sodat die skepe van die VOC, die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie, wat hierdie roete om die Kaap na die ooste en terug gebruik het, 'n plek gehad het waar hulle kon stop om varsprodukte in te neem en sodoende hulle risiko's te verminder. Ons sou dus kon sê, hulle het 'n ekonomiese opdrag gehad. Die maatskappy vir wie hulle gewerk het, het hulle gestuur met die opdrag om hulle eie ekonomiese bedrywighede te vergemaklik. 'n Mens sou dus heeltemal kon verstaan as hulle dalk die standpunt ingeneem het dat hulle hoofdoel die vestiging van die halfwegstasie was. En dat hulle al hulle tyd en al hulle energie in hierdie opdrag van hulle moes laat ingaan. Ons sou verstaan het as Van Riebeeck en sy geselskap geredeneer het, ons het eintlik nie tyd om die evangelie te verkondig of om kerk te speel nie. Ons het 'n belangrike opdrag en ons moet op daardie opdrag van ons fokus. Ons word immers betaal om dit te doen. En tog is dit baie interessant, broers en susters, dat hulle nie so oor hulle taak gedink het nie. As 'n mens byvoorbeeld die gebed wat Van Riebeeck gebid het by hulle aankoms in die Kaap ontleed, dan kom jy baie sterk onder die indruk dat hulle roeping as volgelinge van die Here Jesus baie belangrik geag het. Hulle roeping as volgelinge van die Here Jesus was vir hulle veel belangriker gewees as die opdrag van die Here 17. En ek wil gedeeltes van hierdie gebed vir u voorlees vandag en dan 'n paar dinge daaroor sê en vir u uitlig. Hy begin hierdie gebed op hierdie manier en sê, barmhartige, genadige God, ek lees dit natuurlik nou in Afrikaans, hy het dit in Hollands gebid, so hierdie is 'n vertaling, barmhartige, genadige God en hemelse Vader, volgens u goddelike wil is ons geroep om die sake van die Verenigde Nederlands geoktroeëerde Oos-Indiese Kompanjie hier aan die Kaap die Goeie Hoop te bestuur. Met hierdie doel voor oë is ons met ons raad in u heilige naam vergader en met die raad se advies sodanige besluite te neem waarmee ons die kompanjie se belange die beste kan bevorder. So Van Riebeeck begin in hierdie gebed deur te erken dat hulle 'n opdrag van die VOC ontvang het. Maar wat baie opvallend is die woorde volgens u goddelike wil. Dis uit die staanspoor uit duidelik dat Van Riebeeck en sy geselskap, dat hulle nie hulle opdrag deur die VOC los van hulle roeping as gelowiges gesien het nie. Die Here 17 het hulle dalk na die Kaap gestuur, maar hulle is baie diep bewus daarvan dat so 'n sending nie kom as die Here dit nie wou laat gebeur het nie. Kan nie sien hoe hulle gedink het oor werk en oor hulle taak en hulle opdrag hier op aarde. Hulle het altyd dit gesien in die lig van die feit dat hulle kinders van God is en dat God hulle roep. Hulle het nie hulle gewone werke hier op aarde, hulle ekonomiese bedrywighede as iets apart van hulle Christendom gesien, as iets wat niks daarmee te doen gehad het nie. Vir hulle was dit alles met mekaar verweef gewees. Die Here 17 stuur hulle, maar net omdat God dit wou hê. Vir hulle was hierdie sending nie toevallig gewees nie.
En dan gaan Van Riebeeck voort en hy bid. Ons is hier om die wet te handhaaf en om, as dit moontlik is, onder hierdie wilde en onbeskaafde mense, u ware gereformeerde Christelike leer voort te plant en bekend te maak tot lof van u heilige naam en tot voordeel van die wat oor ons regeer. Ek kan dus hoor, geliefdes, dat hierdie manne uit die staanspoor baie sterk onder die indruk was van die hoër roeping wat daar oor hulle lewens was. Hulle het 'n belangriker taak gehad as om 'n halwegstasie te bou. Hulle taak was om die koninkryk van God te bou. En God het hulle op 'n baie spesifieke plek neergesit met die opdrag van 'n werkgewer, en dit het hulle in 'n unieke posisie geplaas om hierdie hoër roeping van hulle te kon uitvoer. Hulle het hulle self dus die hele tyd afgevra, hoe kan dit waarmee ons elke dag besig is, ons help om ook aan hierdie groter roeping van ons gehoorsaam te wees? In die derde deel van die gebed bely hulle ook hulle afhanklikheid. Hiertoe is ons sonder u genadige hulp allermins in staat. Daarom bid ons u allerhoogste Vader, dat u met u vaderlike wysheid by ons sal bly. Ons bid dat u self leiding in ons vergadering sal gee en ons harte so verlig dat ons alle verkeerde hartstogte, tweedrag en ander dergelike gebreke van ons geweer sal word, sodat ons harte van alle menslike hartstogte skoon sal wees. Laat ons gemoedere so ingestem wees dat ons in ons beraadslaging niks anders beplan of besluit nie, as dit wat mag strek tot grootmaking en lof van u allerheiligste naam en tot diens van die wat oor ons regeer. Hulle het geweet, om aan hierdie roeping gehoorsaam te bly, is net moontlik met die hulp van die Here, en daarom kniel hulle ook voor die Here. Dis net moontlik as hy hulle deur sy gees versterk en hulle verlig en hulle besluite rig, sodat hulle ook in hulle besluitneming oor die alledaagse dinge altyd hierdie hoër roeping in gedagte kan hou. Hulle het nodig gehad dat die Gees hulle versterk met insig en wysheid en getrouheid. So wat ons dus hier sien, broers en susters, is hoe dieselfde roepingsbewuste afhanklikheid wat daar by die Here Jesus was, ook in sy volgelinge is. Hulle is immers sy beelddraers. Hulle is immers sy kinders waarin sy Gees leef, en daarom verwag 'n mens die geselfde gesindheid by hulle as wat daar in hom was. Van Riebeeck en sy geselskap het weliswaar nie dieselfde verskriklike omstandighede beleef as wat die Here Jesus beleef het nie. Maar die Kaap was ook nie 'n maklike plek nie, dit was 'n wilde, ongerepte plek gewees. Hulle was ver van alles af, ver van almal af gewees. Daar was nie hulpbronne gewees anders as dit wat hulle met hulle saam kon bring op die 3 skepe nie. Soos Christus egter getrou was in sy roeping ten spyte van sy omstandighede, was hulle ook getrou aan hulle roeping ten spyte van hulle omstandighede. En in hierdie gebed hoor ons ook hoe dat hulle nie hulle eie behoeftes en hulle eie begeertes voorop stel nie. En dit bring ons by ons eie roepingsbewuste afhanklikheid. Geliefdes, wanneer ons lewens deur die Here Jesus se Gees nuut gemaak word, dan kan ons lewens en ons ingesteldheid nie dieselfde bly nie. Ons leef dikwels asof ons alledaagse lewe niks met ons geestelike lewe te doen het nie. Maar die waarheid is dat ons alledaagse lewe niks anders as ons geestelike lewe is nie. Wat ons moet verstaan is dat die Here Jesus ons nie red sodat ons hemel toe kan gaan nie. Dit gebeur ook. En hy red ons ook nie sodat die lewe vir ons makliker en beter en lekkerder hier op aarde kan wees nie. Hy red ons sodat ons God kan verheerlik. Gaan lees Efesiërs 1. Julle is uitgekies om in Christus gered te word tot lof van die heerlikheid van sy genade.
Hy red ons sodat ons kan deelneem aan die grootste opdrag van alle tye, die redding van 'n verlore gaande mensdom, die vestiging van die koninkryk. Dit is ons taak. Maak nie saak waar jy is of wat jy doen nie. Dis alles ondergeskik aan hierdie groot roeping waarmee God elke liewe een van ons roep. Of ek nou 'n omroeper by 'n radiostasie is, of ek 'n boer op die plaas is, 'n onderwyser by die skool, 'n elektriesien wat my eie besigheid het, of 'n student wat nog studeer, ons is geroep. Ons moet ophou om oor ons daaglikse lewens te dink, asof dit niks met ons roeping as gelowiges te doen het nie. Dit het alles daarmee te doen. God plaas ons op spesifieke plekke en hy gee aan ons spesifieke vaardighede sodat ons daar waar ons is kan meewerk aan sy koninkryk. En daarom behoort ons onsself gedurig soos van Riebeek hulle af te vra, hoe kan ek hier waar ek is, in die posisie waarin God my geplaas het, met die hulpbronne tot my beskikking, God se koninkryk laat kom. Partykeer is dit nie maklik nie. Om aan hierdie roeping van ons gehoorsaam te wees, het partykeer baie uitdagende omstandighede en uitdagings wat dit aan ons stel. Dit vra dikwels opofferings. Dit vra dat ek ook gereed moet wees om te sê, dit gaan nie oor my en my behoeftes nie, maar om te bid, laat nogtans u wil geskied. En dit is soms werklik 'n uitdagende taak, om in hierdie opdrag van ons gehoorsaam te bly, veral in sekere beroepe en onder sekere omstandighede. En dit laat jou dikwels in benoudheid. En daarom behoort daar altyd by ons, saam met die roepingsbewustheid, ook hierdie afhanklikheid te wees, wat die Here Jesus self gehad het. Ons behoort gedurig op ons knieë voor God te wees. Ons behoort te bid om leiding en wysheid en insig en gehoorsaamheid. Ons moet bid om in die Gees vervul te wees, sodat ons soos Christus tot die dood getrou kan wees. Geliefdes, Calvin is reg. Ons harte is geprogrammeer om godsdienstig te wees en daarom neem die evangelie ons hele lewe in beslag. Daarom roep die Here Jesus ons ook op en sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag en verstand. Want Christus red ons volledig. Hy reinig ons gedagtes, hy vernuwe ons harte en hy aktiveer ons hande sodat ons roeping hier op aarde kan uitleef. Ten spyte van sy lyding en sy persoonlike omstandighede was Christus tot die dood toe getrou aan sy roeping sodat ons gered kan word. En as sy Gees in ons leef, dan leef dieselfde roeping in ons as wat daar in hom geleef het. As jy dan in die oggende by jou werk instap, as jy jou rekenaar aanskakel, as jy jou gereedskap optel om te begin werk, as jy jou boeke oopmaak om te studeer, as jy jou huis skoon maak, onthou dan dat jy op daardie oomblik, op daardie plek, met daardie dinge besig is, volgens u goddelike wil. Want dit is waar God jou op daardie oomblik wil hê. Leef geroepe. Leef afhanklik. En wees getrou. Amen. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, baie dankie vir u seun Jesus Christus. Baie dankie dat hy die getroue was. En dat hy steeds die getroue is wat aan u regterhand vir ons intree
en vir ons bid en ons saak voor U bepleit en ons met sy Gees bemagtig, sodat ons ook ons roeping hier op aarde kan uitleef. Vader, wil U asseblief deur U Gees ook kragtig in ons werk, dat ons elkeen ook oralste waar ons is en alles wat ons doen, bewus sal wees daarvan dat ons geroep is. Dat ons nêrens in die lewe, op geen plek, op geen tydstip van die lewe is, sonder dat ons deur U geroep word nie, en deur U gebruik word nie. Maak ons daarom gewillig, Here. Maak ons instrumente in U hand, wat U koninkryk laat kom. Maar hou ons ook op ons knieë, want hierdie roeping is 'n uitdagende roeping. Dis 'n roeping waarin U van ons vra, wees bereid om jou kruis op te neem, as jy my volg. Daarom vra ons, Here, dat U ons ook sal versterk deur U Gees, sodat ons aan ons roeping gehoorsaam sal wees. Dankie dat ons ook vanmôre die goeie nuus in ons gemeente kan deel, dat U ook nog 'n leraar na ons gemeente geroep het, saam met sy vrou, en ons bid vir Pieter en vir Amy, wat U geroep het om in hierdie gemeente te kom dien. Vader, dit is ook 'n uitdagende taak, en dit is 'n taak wat dikwels moeilik is, en daarom bid ons, Here, dat U hulle sal versterk deur U Gees, en hulle sal verlig in hulle verstand, sodat hulle ook tot eer van U naam in hierdie gemeente sal arbei. Seën ook ons gemeente, Here, wees met elkeen wat in hierdie tyd bietjie met verlof is, dalk op die paaie is. Hou hulle veilig in U hande en bring hulle ook veilig na ons terug. Vergewe uit genade ons swakhede. Vergewe ons, Here, waar ons dikwels ongehoorsaam is aan ons roeping en dit nie ernstig genoeg opneem nie. Dit vra ons alles in die naam van ons Here Jesus. Amen. Geliefdes, ons gaan Gesang 270 vers 1 tot 3 sing direk nadat ek die gelofte van Riebeek vir u voorgehou het. So ek gaan eers die gelofte voorhou en u gaan staan en direk daarna sing ons Gesang 270 as 'n antwoord op die prediking, en ons gaan al 3 die verse daarvan sing, maar vers 1 wat sê, hy wek jou en hy roep jou, o mens, in jou nood. Hy oordeel as regverdige oor jou lewe. Ontwaak en staan op, die gevaar is so groot, wie kies o verdwaasde bo lewe die dood. So dit gaan daaroor dat die Here ons oproep tot 'n nuwe lewe, maar dat hy ons ook roep om tot sy eer te leef in hierdie nuwe lewe. Ons sing Gesang 270 vers 1 tot 3, maar kom ons staan eers vir die gelofte wat ek vir u gaan voorhou, en direk daarna, Fransie, kan jy maar sommer net oorgaan tot die speel van Gesang 270. U kan staan. Waar dit vandag die 2de verjaarsdag is van die dag waarop ons deur die Here gelei, met die skepe Dromedaris, Reiger en Goede Hoop hier ter plaatse behoue aangeland het om hierdie vesting en kolonie na die bevel van ons Here en meesters te bou en te bestendig, en opgelet het dat God die Here alle sake tot vandag toe met vele seëninge voorspoedig en na wense laat verloop en laat slaag het. Daarom het ons besluit en ook vir die eerste keer begin om hierdie dag, die 6de April, tot eer van God, met danksegging te vier en vir altyd tot 'n vasblywende dag en biddag in te stel, sodat daarby die weldade van die Here wat aan ons bewys is, deur ons nakomelinge nooit vergeet mag word nie, maar altyd tot eer van God in gedagtenis en herinnering gehou sal word.
Een van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle elkeen. Amen.